Genesis hoofstuk 40. Josef lê die skinker in die bakker se drome uit. 'n Ruk nadat Josef in die tronk gesit is, het 'n skinker en 'n bakker van Egipte se koning verkeerd opgetree teenoor hulle koning. Die farao het kwaad geword vir sy 2 amptenare, die hoof van die skinkers en die hoof van die bakkers. Hy het hulle in dieselfde tronk laat sit waarin Josef opgesluit was, in die gebou van die koninklike leiwag. Die hoof van die leiwag het Josef vir hulle beskikbaar gestel. Hy moes hulle bedien. Toe hulle al lank in die tronk was, het die 2 een nag gedroom. Die skinker en die bakker van die koning van Egipte het daar, waar hulle in die tronk opgesluit was, elkeen sy eie droom gehad, met sy eie uitleg. Josef het die volgende môre by hulle gekom en opgemerk dat hulle bedruk was. Hy het vir die 2 wat saam met hom in die tronk was, die amptenare van die farao gevra, waarom lyk julle vandag so bedruk? Hulle het hom geantwoord, ons het elkeen 'n droom gehad en ons weet nie wat dit beteken nie. Toe sê Josef vir hulle, God ken julle drome se uitleg, vertel die drome vir my. Die hoof van die skinkers het sy droom vir Josef vertel. Die skinker het gesê, in my droom het ek 'n wingerdstok voor my gesien, en aan die wingerdstok was daar 3 lote. Dit het kwaadlik gebot, of daar was al blomme, en toe is die trosse druiwe ryp. Ek het die farao se beker in my hand gehad, en ek het die druiwe gepluk en daarin uitgedruk. Toe gee ek die beker vir die farao. Josef het vir die skinker gesê, dit is die uitleg, die 3 lote is 3 dae. Oor 3 dae sal die farao aan jou aandag gee, en jou in jou amp herstel. Jy sal weer voor die farao sy beker aangegee, soos vroeër toe jy sy skinker was. Maar wanneer dit met jou goed gaan met jou, moet jy aan my dink en my 'n guns bewys. Jy moet my saak vir hom stel, en sorg dat ek hier uitkom, uit hierdie plek. Ek is uit die land van die Hebreërs gesteel, en ook hier het ek niks gedoen waarvoor hulle my in hierdie gat kon gooi nie. Toe die hoof van die bakkers die gunstige uitleg hoor wat Josef gegee het, sê vir hom, en nou ek, in my droom was daar 3 mandjies met brood op my kop. In die boonste mandjie was daar 'n geurende baksel vir die farao, maar die voëls het dit so uit die mandjies uit my kop kom opvreet. Josef het vir die bakker gesê, dit is die uitleg, die 3 mandjies is 3 dae. Oor 3 dae sal die farao aan jou aandag gee, maar vir jou sal hy in 'n paal laat ophang en die voëls sal jou vleis van jou afvreet. 3 dae later was dit die farao se verjaarsdag en hy het al sy amptenare op 'n groot ete onthaal. Daarvoor sy amptenare het hy aandag gegee aan die saak van die skinker en die bakker. Hy het die hoof van die skinkers in sy amp herstel en die skinker het weer die farao se beker aangegee. Maar hy het die hoof van die bakkers laat ophang. Dit het alles gebeur soos Josef vir die 2 hulle drome uitgelê het. Maar die hoof van die skinkers het nie aan Josef gedink nie, hy het van Josef vergeet. Genesis hoofstuk 40, die hele hoofstuk. Dit is die bekende gedeelte van die skinker en die bakker met elkeen 'n droom, wat begin met 3 lote of 3 bakke. Vir die een het Josef gesê, vir beide het eintlik gesê, vertel vir my die storie, vertel my die droom, want God ken die droom, sy uitleg. En dit beteken, ek ken God, en ek kan met hom praat, en dan kan ek het vir julle gee. Hoe kragtige erkenning, belydenis, is dit nie van Josef om te sê,
vertel vir my julle drome. God ken die uitleg daarvan. Hulle kan dit nie vir God vertel nie, want hulle ken nie God nie, maar Josef kan. En dan gee die Here hom die uitleg. En na 3 dae met die Farao se verjaarsdag word dit waar. Maar ons sien ook 'n ander saak. Die skinker so ingenome met die uitleg, goeie uitleg, dat as dit weer goed gaan, dan vergeet hy totaal van die man wie hy so bedruk die oggend gegroet het, en wat van hom uitleg gegee het oor die 3 dae, wat hy later, 3 dae later, wat hy weer die koning se beker sou aangee. En so gaan dit baie keer met ons ook natuurlik, wat dit goed gaan, nou ja, dan dink ons nie aan al die beloftes en al die swaar kry van die verlede nie. En ons dink baie keer net aan onsself. Dit het my laat dink, partykeer is swaar kry dalk nodig, want in swaar kry dink ons partykeer weier. Maar in goeie tye is ons baie keer net gerig op onsself. Hierdie gedeelte, Genesis, hoofstuk 40, die hele hoofstuk, die skinker en die bakker se drome, wat Josef vir hulle uitgelê het, in die 83 vertaling.